Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, ons loof die Here deur saam te sing Psalm 119. Ons sing die eerste en die 16de vers waarna ons ook saam sal bid. Saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, vanaand dan ook die wonderlike voorreg om U saam te kan loof en te kan prys, omdat U groot en goed is sonder end. Maar juis deur U goedheid kan die bose en dit wat sleg en verkeerd is, ook nie in U teenwoordigheid bly lewe nie. Daarom bely ons vanaand ook, soos ons dit so pas gesing het, dat ons U wil loof en prys, vir U oordeele wat altyd regverdig is. En waar ons vanaand ook weer aan U oordeel herinner word, is dit ons gebed dat U elkeen van ons, deur die werking van U Gees en die verkondiging van die evangelie, in ons geloof en in ons dankbaarheid sal versterk. Sodat ons in die wêreld ook kan uitgaan as ligdraers van U evangelie, wat elke dag leef volgens die wil van ons hemelse Vader. In dankbaarheid vir die offer wat ons Here Jesus Christus ook in ons plek gebring het. Ons vra dit want ons bely dit ook dat ons sondaar mense is. Elkeen van ons skuldig staan voor U en dat ons net na U toe kan kom in die naam van ons koning en ons verlosser Jesus Christus, ons Here. Amen. Vanaand, broeders en susters, 'n gedeelte uit Johannes hoofstuk 12, ons kernverse, vers 46
en 47 en 48 waar daar staan: Ek het as lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. En as iemand na my woorde luister en hom nie daaraan steur nie, veroordeel ek hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. Kom ons luister saam na die hele gedeelte vanaf vers 37. Alhoewel Jesus so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle tog nie in hom geglo nie. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word. Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En dan wie is die mag van die Here geopenbaar? Waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders. God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp, sodat hulle nie met hulle oë kan sien nie en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en hulle gesond maak nie. Jesaja het dit gesê omdat hy die heerlikheid van die Here gesien en oor hom gepraat het. Nietemin het selfs baie van die lede van die Joodse Raad tog ook tot geloof in hom gekom, maar dit nie openlik bely nie, sodat hulle nie uit die sinagoge geban sou word nie. Want hulle het verkies om liewer deur mense geëer te word as deur God. Toe het Jesus uitgeroep: Wie in my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. En wie my sien, sien ook hom wat my gestuur het. Ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo nie die duisternis sou bly nie. En as iemand na my woorde luister en hom nie daaraan steur nie, veroordeel ek hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. Ek het nie uit my eie gepraat nie, maar juist die Vader wat my gestuur het my opgedra wat ek moet sê en wat ek moet praat. En ek weet dat sy opdrag die ewige lewe beteken. Wat ek sê, sê ek presies net soos die Vader dit vir my gesê het. Dit dan vanaand ons teksgedeelte in aansluiting hierby, ook 'n ander beruiming uit Johannes hoofstuk 15 uit, en ons sing saam daarvan vers 1, 4 en 7, skrifberuiming 3, 5. Hou voor aan ons vers 4, bly julle in my, my woord in julle, kan julle my alles vra. My Vader word verheerlik, waar julle volop vrugte dra. Ons sing saam vers 1 en vers 7, skrifberuiming 3, 5.
Wie my verwerp het nie net my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel, sê Jesus. En dan sê Jesus, die woorde wat ek gespreek het. Nou iets daarvan sien 'n mens ook wanneer 'n mens later in die Bybel gaan kyk by Openbaring hoofstuk 1. Daardie gesig wat Johannes gesien het op die eiland Patmos, toe hy Jesus gesien het. En daar sien hy iets wat ook betrekking het op dit wat ons hier by Jesus self ook hoor in Johannes hoofstuk 12. Waarvan praat ek? Gaan lees 'n bietjie Openbaring 1 vers 16. Lees dit gerus saam met my ook. Daar staan geskryf, 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Daarmee word ons iets belangriks geleer oor die woorde van die Here Jesus, oor die woord van God. Mens kan sê dit sny na alle kante toe. En ons weet dit ook, Paulus skryf dit ook, dit sny ons reg, dit stel verkeerdhede in ons lewens reg en dit word selfs gebruik om die bose geeste in die lig te beveg. Maar in ons teksgedeelte vanaand verwys Johannes ons weer na nog iets. Mens kan sê een van die gevolge van die woord van God. Die gevolge van daardie swaard met 2 snykante uit die mond van ons Here Jesus Christus. Dit sny as te ware die wêreld in 2. En dis waaroor ons vanaand ook gaan handel. Ons tema vanaand, mense se reaksie op die belofte van die evangelie, geloof en ongeloof in die woord van God. Ons kan ook sê, hulle wat die ewige lewe het, word geskei, losgeskei van die wat onder die ewige oordeel van God staan. En is interessant, ons belydenis, die Dordtse leerreëls hoofstuk 2 artikels 5 en 6 bring ook hierdie skeiding na vore. In artikel 5 bely ons dat die belofte van die evangelie is dat elkeen wat in die gekruisigde Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dan net die volgende gedeelte, artikel 6, daar bely ons baie wat deur die evangelie geroep is, bekeer hulle nie en glo nie in Christus nie, maar sterf in ongeloof. Nou kom ons kyk vanaand dan na hierdie wat ons noem 'n tweedeling van die mensdom. Eerste die van wie ons in artikel 5 van ons belydenis lees en sê dat die belofte van die evangelie is dat elkeen wat in die gekruisigde Christus glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is belangrik, dis die belofte van die evangelie. Die woord van God sê dit vir ons, vir hulle wat glo in die genoegsaamheid van die kruisoffer van ons Here Jesus Christus. Vir hulle bring die woord van God verlossing. So wys Johannes dit ook in ons teksgedeelte, om Jesus te ken, om Jesus se woorde ter harte te neem, om in Jesus te glo, is ook om in sy Vader te glo en om sy Vader te ken en sy Vader se woord ter harte te neem. En die belofte is dan duidelik, vers 50, ek weet dat die Vader se opdrag die ewige lewe beteken, sê Jesus vir ons. Vers 46 sê hy dit ook, ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo nie in die duisternis sou bly nie. Jy sien, in kort kom dit daarop neer dat die belofte van die Bybel saamgevat word in hierdie heerlike belofte, wie in Jesus Christus glo, sal nie verlore gaan nie, het die ewige lewe. Met ander woorde, wie deur die geloof met al sy of haar sonde en vervloeking na die seun van God toe kom en hom as ons enigste saligmaker en verlosser bely, sal nie verlore gaan nie, sal gered word. Want wie in Jesus glo, word nie veroordeel nie. Dit is die wonderlike, troostryke belofte van die evangelie. Die evangelie wat aan die hele wêreld
verkondig moet word. Het is belangrik dat 'n mens dit hoor, ek sê dit weer, die evangelie wat aan die hele wêreld verkondig moet word. Nou om die waarheid te sê, die Here Jesus het self ook hierdie opdrag aan sy disippels gegee. Hy het vir hulle gesê, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Want die geloof kom deur die aanhoor van die woord, en daarom moet die evangelie verkondig word, en daarvoor het Jesus sy disippels toegerus en na die wêreld toe gestuur, met die doel om sy liggaam, die kerk, ons, vir hierdie groot taak voor te berei. Paulus self, Romeine 10, ons almal ken dit, gaan lees dit ook saam met my, skryf daar, hoe kan jy in Jesus glo, as jy nie van hom gehoor het nie, en hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek, en hoe kan jy van iemand preek as hy nie gestuur is nie, daar staan geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstap. Dan sê hy, die geloof kom dus deur die prediking wat ons hoor, en die prediking wat ons hoor is Jesus Christus, die verkondiging van Christus. So die punt is dat verkondiging van Jesus Christus hang ten nouste saam met die verlossing wat hy bring. Wie nie na Jesus luister nie, luister ook nie na God nie. Wie nie in Jesus glo nie, glo ook nie in God nie. En sulke mense staan onder die toorn van God en sê hy vir ons sal veroordeel word juis deur die evangelie wat aan hulle verkondig is. En dis die tweede groep waarvan ons belydenis praat. Artikel 6 wat sê daardie baie wat deur die evangelie geroep is en hulle nie bekeer nie en in Christus glo nie, maar op die ou einde in ongeloof sterf. Sien, die geloof kom deur die verkondiging van die woord. Maar die hartseer is daar soveel mense wat nie wil luister nie. Sien, die belofte van die evangelie gaan altyd saam met die eis van die evangelie, en die eis van die evangelie is bekering en geloof in Jesus Christus. En ongeloof lei noodwendig tot die oordeel van God. Ons moet dit altyd onthou, God het niemand in die duister gelaat oor wat gaan gebeur nie. Elke mens hoor dit, hy of sy is op pad iewers heen. Die laaste oordeelsdag kom, en dan is dit die hemel of die hel. Want God het reeds dit vir ons gesê. God wys dit vir ons in die lig van Jesus Christus. En dit is belangrik, die lig van Jesus Christus, want wie hom verwerp, verwerp die lig, en sulke ongelowige mense word oorgegee aan die duisternis. En dan gebeur dit ook, hulle ongeloof openbaar op verskillende wyses. Mens moet daaroor dink, Jesus wys vir ons aan die een kant mense wat net nie wil glo nie. Mense wat se oë blind gemaak is deur God, sê hy, wat se verstand afgestomp is, wat nie kan sien nie, wat nie kan verstaan nie. Ongeag die feit dat dit ook aan hulle verkondig word. En dis eintlik die grootste hartseer, dat mens dink dat iemand so stompsinnig kan wees dat hulle nie die evangelie hoor of verstaan nie. En dis juis wat God dan doen, hy gee sulke mense oor aan hulle eie ongeregtigheid, oor aan hulle eie sonde, en hulle bly onder die toorn van God. Niks en niemand kan hulle daar uithaal nie. En dis juis ongelukkig hierdie waarheid wat vir baie mense 'n steen des aanstoots is. Hulle hou nie daarvan as dit vir hulle verkondig word nie. Hulle gaan self so ver as om te wil sê, maar God is onregverdig. En nou moet ons onthou, ons het al baie hieroor gehoor by die katekismes en by die Dordtse leerreëls en by die NGB, van ons kan nie God in die beskuldigde bank gaan sit nie. Ons kan nie God se wesenskenmerke teenoor mekaar afspeel en van mekaar skei nie.
God is regverdig, maar God is ook barmhartige. En elke belofte wat God in die evangelie maak, het ook 'n eis wat daarmee saamgaan. En juist daarom, hulle wat hardnekkig vaskop, steeds bly, word oorgegee aan hulle eie sondeskuld. Hulle deel nie in die genade van God nie. En dan broers en susters, is daar nog 'n ander groep mense ook. Mens kan ook sê 'n ander tipe ongeloof. En daar word juis hier na hulle verwys. 'n Groot groep mense staan daar wat ook tot die geloof in Christus gekom het, wat gesien het, hierdie is die lig van God, hierdie is die verlosser. Mense soos daardie lede van die Joodse Raad, wat hom as die Messias erken, maar uit vrees vir die Fariseërs, uit vrees wat mense sal sê, nie bereid was om dit te bely en te erken nie. Hulle was meer bekommerd oor wat die mense sou sê, as oor die oordeel wat God uitspreek. Ook hulle word oorgegee aan die hardheid van hulle harte, ook hulle verstik in ongeloof. Daar's niks en niemand wat hulle sal kan red nie, want hulle het die enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus, versaak. En nie net vir hom nie, maar ook God wat hom gestuur het. Van sulke mense word daar geskryf, omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op eie prestasies het God hulle nie vrygespreek nie. Hulle het oor die struikelblok gestruikel, waarvan God self gesê het, kyk, ek sit 'n klip in Sion neer, en mens struikel oor hom, 'n rots waarteen jy jou stamp. Ja, in plaas daarvan dat Jesus die rots geword het waarop hulle bou, het hy die struikelblok geword waaroor hulle val. En soos Jesus self in ons teksgedeelte sê, wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. En daarmee sluit ons vanaand ook af. Dis die woorde van Jesus, die woorde van God. En wat doen dit? Dit sny die wêreld in twee. En daardie snyding kom na vore in mense se reaksie op die beloftes van die evangelie. Geloof of ongeloof. En hulle wat die ewige lewe het, word so geskei van hulle wat onder die ewige oordeel van God staan. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dank U vanaand in besonder ook vir die gawe van geloof wat U vir ons geskenk het. Ons dank U dat ons in die wêreld waarin ons leef ook kan sien hoe dat U oordeele regverdig is. En ja, gee dat ons nooit sal vergeet, in besonder waar ons ook wil voorberei op die viering van die nagmaal, nooit sal vergeet dat dit in ons plek is, wat Jesus Christus die oordeel oor ons sondes gedra het nie. Help ons om te besef wat dit ook vir ons beteken. En ja, dat ons ook sal sien hoe dat die evangelie van Jesus Christus die wêreld ook in twee verdeel, gelowig en ongelowig. Help ons dat ons elke dag sy woorde en U woorde ter harte sal neem. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie,
maar om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing eers saam, broeders en susters, skrifberuiming 8:3, daardie pragtige beruiming, wat gaan oor die Heilige Gees ook, en dan baie belangrik wat die Heilige Gees in 'n mens se lewe doen. Kom ons staan vir die sing daarvan, waarna ons sitplekke inneem, om ons liefdegawes te gee. Daar sal in die heiligdom niemand wat die kwaad bedrywe ooit of immer binnekom. Hul van wie die naam geskrywe in die lewensboek sal staan, hulle sal daar binne gaan. Skrifberuiming 18:7. Ons sing vers 1, 10 en 12. Yeah.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.